Wat as die belangrikste ding wat jy vandag skep of doen, nie iets is waarvoor jy 'n faktuur kan stuur nie? Die wêreld het eintlik nogal 'n beperkte verbeelding wanneer dit by werk kom. Of jy nou deur 'n maatskappy in diens geneem word, of jou eie besigheid bedryf, of jy studeer of kinders versorg, of na werk soek. Dis maklik om te glo dat jou werk gemeet word aan produktiwiteit, prestasie, bevorderings of wins. Selfs diegene wat oënskynlik die grootste vryheid het, vind hulle self dikwels gedryf deur teikens en verwagtinge en die druk en sperdatums om aan te hou en aan te hou. Vinnig word werk iets wat ons verduur eerder as iets waarin ons waarde of vreugde vind en definitief nie noodwendig geniet nie. Maar die skrif nooi ons om anders te dink. In Genesis 2 bring God die diere na Adam om te sien wat hy hulle sou noem. Dis 'n merkwaardige oomblik. God gee nie vir Adam 'n lys name of skryf elke detail voor nie. Hy nooi Adam om deel te neem. In die antieke wêreld was naamgee 'n daad van onderskeiding en verantwoordelikheid. Kan jy dit indink? Adam voer nie net eenvoudig instruksies hier uit nie. Hy oefen die kreatiwiteit en wysheid uit van een wat na God se beeld gemaak is. Van die begin af kies God vennootskap bo beheer. Hy verlustig hom in mense wat bewerk en verbeel en organiseer en probleme oplos en die skepping help floreer. En hy nooi ons om passievol saam met hom deel te neem. Dink aan hierdie vers in die Nuwe Testament. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning die erfenis sal ontvang. En dit is die Here Christus wat julle dien. Die Christelike lewe gaan nie eenvoudig net oor 'n sekere denkraamwerk ontwikkel of 'n kopkennis kry nie, maar dit gaan oor die deelname aan God se aanhoudende vernuwing van die wêreld. Dit beteken ons roeping is altyd groter as net dit wat ons nou in hierdie oomblik moet bereik. 'n Werk mag dalk 'n inkomste voorsien, maar ons roeping is om saam met God deel te neem waar hy ook al lewe, waar hy hoop bring, waar hy geregtigheid bring, waar hy skoonheid ontbloot, waar hy heling bring. Elke les byvoorbeeld wat met sorg voorberei word, elke kliënt wat met waardigheid behandel word, elke probleem wat oordeelkundig opgelos word, elke kind wat liefdevol grootgemaak word, elke maaltyd wat gedeel word, elke stelsel wat verbeter word, elke daad van integriteit, elke stukkie vrywillige tyd wat jy gee, selfs sonder betaling, word 'n daad van deelname in God se koninkryk. Verbeel jou hoe jou alledaagse gewone roetine kan anders wees as jy dit benader het met wat skep en vernuwe en herstel God hier en hoe kan ek hierin deelneem? Daardie vraag kan alles verander. Skielik gaan werk nie net meer oor wat ek verdien nie net oor 'n salaris of oor 'n voltooiing van 'n taak nie. Dit word 'n geleentheid om die Skepper se hart te weerspieël, om ander te seën en om die hoekie van die wêreld waar jy is, wat aan jou toevertrou is, 'n bietjie heeler agter te laat as wat jy dit gevind het.